Ons lees in 2 Korintiërs 10 uit. Ons gaan nog aan met ons wapen, of ons geestelike oorvoering reeks. En ek gaan nou lees in Afrikaans en dan gaan ek uit my notas lees in Engels. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 uit die 33 vertaling uit. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid in Christus. In vers 6, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Die Engelse King James Version sê, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Dat was vers 5. Ek wil so 'n bietjie in hierdie vers ingaan en 'n bietjie agtergrond gee van wat Paulus hier probeer vertel. Ons moet net besef dat Paulus is hier besig om homself te verdedig teen beskuldigings wat mense teen hom ingebring het. So, wat ons hiermee sit is dat hy sê dat ons is besig nie om 'n vleeslike geveg te veg. So ons moet onthou dat enigiets wat mense teen ons sê of dinge wat gedoen is in die geestesrealm, en ek dink ons kan dit al hoe meer en meer begin sien in ons alledaagse lewe. Want dit wat besig is om te gebeur op 'n daaglikse basis, hoe die vyand kom om van ons af te steel. Ons het nou gesels van alle sport wat deesdae tot op skoolvlak op Sondag gehou word. Dat ons tyd met God en byeenkomste in die geloof nou ondermyn word sodat mense nie meer in die kerk kan kom nie, dat daai verhouding gebreek word. Mense wat seer kry in kerke, mense wat teleurgestel word in die gemeentes, gelowiges wat mekaar seer maak, twyfel wat in onsself gesaai word in ons eie lewe. So daar so baie wat ons kan sê, wat die vyand besig is om ons regtig te gaan om die woord van God, die evangelie wat moet uitgaan, aangeval word, as ek dit so mag noem. Ek weet dit is 'n baie algemene woord, maar hy doen alles in sy vermoë om God se woord te verwoes. En daarvan kom hy met goed soos menslike argumente, filosofieë, opinies wat in stryd is met God se woord, se waarheid. En as ons teruggaan na Griekse filosofie toe, daar's sekere leerstellings en wyshede van die Griekse filosofe of Griekse filosofieë wat heeltemal teenstrydig is met wat God gesê het. Daar's verkeerde ideologieë in vandag se tyd, waar mense God se waarheid probeer weerspreek of vervang. Daar's dan die valsheid ook dan van die afgode. Soos wat ons gesê het, daar's vandag soveel afgode. Dis ons werk, dis geld, dis sport, dis onsself, daar's soveel dinge wat net meer belangrik word as wat God is in ons lewe. So en dis waarvan hy praat. Dit is ons moet dit teenstaan om te kan sê, ons moet in hierdie geveg is geestelik. Ek sal nou 'n bietjie meer verduidelik daaroor as ons die wapens doen. Maar hierdie geveg is 'n geestelike geveg. Dis nie 'n vleeslike geveg nie. Dis nie teen persone nie. Ons moet dit baie duidelik verstaan. Mense val ons aan. Mense sê ons sleg.
Mense doen goed wat ons laat twyfel. Dis nie teen haar persoon nie. Dis dit wat in die persoon is. Dis wat in ek en jou is. Ons is net so skuldig soos ek wat hier agter die mikrofoon staan, is net so skuldig soos enige ander persoon, want ek het ook my tekortkominge. Dan sê hy, ons moet elke gedagte gevange neem, dat ons menslike denke en oortuigings en wêreldbeskouings onder die gesag van God se waarheid en sy woord bly. Ons moenie op 'n punt kom waar ons nie meer betrokke raak of ooreed word dat ons oortuig word van die valse leringe van die wêreld. Of dit wat vir ons gesê word. Die uiteindelike doel van geestelike oorlogvoering is nie net om 'n valse dwaling af te breek, maar om mense tot Christus terug te bring. Ek sê dit weer, ons moet nie net geestelike oortuigings of dwalinge afbreek nie. Ons moet mense terugbring na Christus toe. Maar wat is besig om in ons tyd van vandag te gebeur? Ons stoot amper mense weg. Meer en meer mense is besig om van God af weg te draai. So die vraag is, wat doen ons verkeerd? Wat moet ons doen? Wat is die wapens wat ons tot ons beskikking het om onsself, want ons moet by onsself as gelowiges begin. Waar moet ons verander? Dat ons mense kan begin positief beïnvloed. Want die woord sê, en ek kan nie nou die vers onthou nie, maar dit sê daar, dat ons werke gaan die teken wees van ons geloof. Want liefde sonder werke is dood. En is die kerk in vandag, en ons praat weer eens as ek sê die kerk, ek praat van elke gelowige daar buite, nie 'n spesifieke denominasie of 'n gemeente nie, maar die kerk, is hy as elke lidmaat besig om mense nader te trek, of stoot jy mense weg? Want mense sê, as jy 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie. En ons almal dink ek is skuldig daar. In vandag se tyd, ek gaan 'n preek doen oor iets wat die Here op my hart gelê het hierdie week, seker volgende week, nee, ek dink nie volgende weekie, later, oor 'n paar weke, wat ons gaan volgende week aangaan met hierdie preek, is dat die Here het my gesê het waar ons iets mis. Is 'n klein woordjie, maar ons mis dit. En ek glo dit is heeltemal van toepassing hier. Jy sien, selfs die evangelie, God se woord, die boodskap wat ons elke Sondag moet verkondig en elke dag, is ook 'n geestelike wapen. Dit is ook 'n geestelike wapen, want dit breek valse denke af. Dit breek menslike trots af. Dit lei ons terug waar ons op verkeerde godsdienstige dwalinge was, waar ons verkeerde goed geglo het, is dit van 'n stel om ons terug te bring na God toe. Sodat Christus alleen, God alleen, ons Heer en Meester kan wees. Jy sien die ware betekenis van Paulus se woorde, dat ons elkeen se gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van God, beteken, leef ons in die vlees, of voer ons, sal ek dit anders stel, leef ons in die vlees, voer ons oorlog in die vlees, of leef ons in die gees, en voer ons oorlog in die gees. Dis die vraag. Jy sien, al leef ons in 'n fisiese wêreld, waar ons vlees en bloed is ons stryd nie teen mense.
Dis nie 'n menslike stryd nie. Dis nie dat ek en jy nou gevegte gaan hê of 'n mondelingse geveg teenoor mekaar en nou gaan wie gaan wen nie en dan is ek nou ons het 'n oorwinning bereik nie. Nee. Ons moet 'n geestesoorlog begin voer. En ons gaan 'n bietjie verder dan gaan. Ons kan nie op ons eie wysheid, op ons eie vermoëns, op ons eie kragstaat maak. Ja, ons kan partykeer, maar dit is van korte duur daardie oorwinning. Dis nie 'n in diepte oorwinning nie. Dis glad nie 'n in diepte oorwinning nie. Ons het nou gesing, I fight my battles on my knees. Dis hoe ons oorlog moet voer. Dis gebed is een van die wapens, ons gaan dit nou behandel. Jy sien, menslike metodes soos ek gesê het, is net van korte duur. Dit wat ons doen is van korte oorwinning. Dit is nie, ons het miskien 'n paar houe ingekry, dat ek dit so stel. Maar die geveg is klaar oorwin, ons moet dit onthou. Maar ons gaan daai geveg ook, ons gaan staande bly in daai geveg. Ons gaan nie val nie. As ons dink aan 'n boksgeveg, elke hou slaan 'n paar houe, elke opponent. Maar daar's party opponente wat die ander ou grond toe slaan. En ons is diegene wat grond toe slaan gaan, as ons die dag op ons menslike vermoëns begin staat maak om hierdie geveg te veg. En ek wil amper sê, dis iets wat meer en meer besig is om te gebeur. Ons het nie meer die tyd om by God se voete te gaan sit nie. Ons is nie meer besig om Bybel te lees nie. Ons is nie meer besig om preke te luister nie. Ons is nie meer besig om te bid nie. Ons is vas nie meer nie. Daar's nie meer tyd nie. Ons tyd word afgehou. Ons tyd word geroof. Dis waar ons verkeerd gaan. Dis hoekom ons verloor. Dis hoekom die vyand oorwinning kry in ons lewe, in ons huwelike, oor ons kinders. Ek gaan, as ons daarna kyk, in vandag se moderne tyd van oorlogvoering, is dit nie kyk hoe goed is jou soldaat nie. Dit is die wapens wat hulle vandag gebruik, wat die oorwinning bereik. 'n goed opgeleide soldaat, 'n fikse soldaat, ja. Hy moet weet om hy wapen te gebruik, anders beteken hy wapen niks. Dan kan hy net sowel teruggaan om te gaan beklei met sy vuiste, en as hy dan nie kan beklei, dan verloor hy in elk geval. So die wapen wat jy gebruik, is die ding wat die oorwinning bereik. Jy as mens is net 'n metode, jy is net 'n materiële ding wat dit moet gebruik en tot uitvoer bring. Van die wapenrusting wat Paulus noem in Efesiërs 6, is daar net een wapen wat eintlik 'n tipe van 'n aanvalswapen en verdedigingswapen is, en dit is die swaard. Ons het verlede week gepraat, die res, die hele wapenrusting is teen verdediging, dit beskerm ons. Maar die swaard is die enigste ding wat vir aanval en verdediging gebruik kan word. Die res is net vir ons persoonlike verdediging. Die woordjie wat hier vir swaard gebruik word, is die woordjie makeira, die Griekse woord. En dit is vir daai short sword. Dis 'n breë-lem kort swaard wat hulle gebruik het. Dis nie hierdie lang Engelse swaarde wat hulle gebruik het, wat jy daar op 'n distansie teen mekaar geveg het nie. Dit was close combat. Dit was 'n stamp, en dit was 'n stoot, en dit was 'n slaan met die vuis, en dit was 'n stamp met die dinge so met jou skild. Jy het gekeer met jou skild, en jy het geslaan, en jy het ou net geskop. Wat jy ook al moes doen om te beklei, om die geveg staande te bly. So dis close and personal. En dis wat ons nie nog sien in hierdie geveg wat ons mee besig is nie. It's a close and personal combat. Dit is soos Krav Maga. Dit is 'n close combat tipe van gevegskuns. Soos daai wat hulle met daai kort swaard gedoen het. Dit is soos Shaka Zulu met die kort spiese gedoen het. As 'n gaaie. Dit was nie 'n lang as 'n gaaie nie, dit was close en
naby aan mekaar. So dis hoekom ons so aangeval word. Ons is nie daar met die vyand nie, ons is hier teenoor mekaar. Jy stamp met die kop, jy doen wat jy moet doen om te oorleef. Dis wat hulle gedoen het. En dis wat ons nou besig is mee. Maar ons besef nie hoe naby is hierdie geveg in ons lewe nie. Ons besef dit nie. Jy sien, en dan sê Paulus ook, dis die swaard van die Gees. Dis nie die swaard van God nie, dis nie die swaard van Jesus nie, dis die swaard van die Gees. Jy sien, die woord van God word kragtig deur die Heilige Gees. As die Heilige Gees is die een wat die woord kragtig maak. So die krag van die Gees word vrygemaak, word vrygestel. Jy het krag deur middel van die Heilige Gees in ons lewens. So om die salwing van God se woord te ervaar, moet dit in geloof gespreek word. Ons kan nie sê, weet jy wat, nee, ek neem die swaard op en ek gaan 'n paar houtjies slaan nie. Ons kyk maar wat gebeur. Nee. As jy in 'n geveg is, veg jy om omstaande te bly. Jy veg met mening. Jy veg met intent. Maar ons het slap geraak. Ek wil nie 'n grappie vertel nie, want dit gaan baie verkeerd wees, maar ons het kom sê maar net ons vegslaphandjies. Ons gaan nie met intensie in om seer te maak nie. Ons gaan nie met intensie in, ons sal eerder die houe vat. Jy sien, ons as mense kan self verlossing ervaar van dit wat ons lewe swaar maak, van dit wat ons onderkry, van dit waar die vyand teen ons gooi. Ons kan verlossing kry daarvan. Want ons het nie meer nodig om iemand wat nodig is om vir ons in te staan nie. Want jy sien, ons kan self daai woord gebruik, maar ons moet leer om dit te gebruik. Ons moet opleiding kry. Maar ons wil nie meer oefen nie. As ons kyk na vandag, en ek praat van myself, ek is mooi rond. Maar hoeveel mense oefen vandag fisies? Gym toe, draf, loop, stap. Nee, ons almal het couch potatoes geword. Ons het couch potatoes geword in ons geloof. Ons het couch potatoes geword om die woord te lees. Ons gaan so nou, dan stap ons net, dan lees ons net so versie, en sê ons nee, okay, ons is nou alright. Ons het 'n bietjie geoefen in die woord. Jy sien, elke gelowige het toegang tot die woord. Ons het Bybels, ons het fone, ons het tablets, ons het rekenaars, ons het die internet, ons het e-sort, ons het hoeveel resources. Ons het hoeveel teachers. Ons moet net versigtig wees wat luister ons na. Luister ons na al die prosperity teachers, met al die beloftes van hoe goed dit gaan gaan. Wees net versigtig vir daai, dit is 'n valse lering. Jy sien, Jesus het self ons geleer om die woord te gebruik, hierdie swaard. Toe hy vir die duiwel gesê het, daar staan geskrywe. Hy het nie gestaan, daar staan in Matteus 25 vers 3 dit, en met Hebreërs 11 vers 1 dit nie. Hy het net gesê, daar staan geskrywe. Ons kan nie die hele Bybel onthou nie, daar is mense wat dit kan memoriseer. Ek is nie een van hulle nie, maar weet wat ek gelees het. Ons moet leer hoe om ons swaard te gebruik. Is ek skuldig? Ek is deel daarvan, ja, want daar's tye wat ek swak is, dan dink ek nie eens daarvan om te veg nie. Ons almal is dink daaraan, beteken vir ons almal so oorweldig. Maar dis die tyd wat ons eintlik moet opstaan en gaan woord soek. Jy sien, die woord konfronteer en oorwin aktiewe leuns in ons lewe.
Want die duiwel wil vir ons 'n leuen vertel. Hy kom vir ons goed, ja, maar jy's nie goed genoeg nie. Jy sien, die Here is besig om jou te straf oor jy dit en dit gedoen het. Maak ons foute? Ja, ons doen. Maar, kom God en die Heilige Gees oortuig ons van dit wat ons verkeerd gedoen het? Ja, hy doen. Hou God dit teen ons? Nee. Ons dra konsekwensies van dit wat ons gedoen het, maar dit is nie ewigdurend. Die Bybel noem vir ons hele paar verskillende wapens, wat ons nou mee gaan begin. Nou begin ons wat die woord vir ons gee. Kom ons kyk na geloof en gebed, en hoe die twee saam. Dis twee baie belangrike wapens. Want 'n skild is nie 'n fisiese wapen nie. Dis iets om ons te beskerm, maar hy kan gebruik word as 'n wapen. Hy werk hand in hand saam met die woord. Ons het nou gesê, as jy nie bid nie, in geloof nie, dan kan dit nie werk, en die woord sê vir ons. Hy sê vir hom, die Here kan begin werk, en dis nou transliterasie van ander. Die Here kan begin werk, as jy glo. Jy moet glo vir dit wat jy bid. Jy moet glo dit wat jy sê. Jy moet glo wat die woord vir jou sê. Jy moet glo die beloftes wat God oor jou lewe uitspreek. As jy dit doen, gaan jy nie kan oorleef nie. En dit is hoekom daar ongeloof is 'n pyl. Jou geloof sê vir jou, dis nie wat God vir my in stand het. Dis nie wat God vir my beloof het. Dis nie wat sy woord sê. Jy sien, dan begin ons nou weer die woord gebruik in die swaard. En nou begin ons gebed hou. Nou begin ons bid. En sê, Here, maar dis nie wat die woord vir my sê nie. Ons moet glo en vertrou op dit wat ons bid. Ons moet glo en vertrou op wat die woord vir ons sê. Al lyk die omstandighede hoe sleg, hoe donker. Al lyk dit asof ek nou besig is om in die dryfsand weg te raak en net my vingerpunt te steek uit, moet ek nog steeds bly glo. Want God kan ewen op my vingerpunt kan hy my uittrek. Jy sien, deur gebed bou ons gemeenskap, bou ons verhouding met God. Daar ontvang ons sy leiding en sy krag in ons lewe. Daar ontvang ons sy beskerming. Ons moet dit nooit laat gaan nie. Hoe baie van ons is so geneig, as die aanvalle kom, eerste ding is om te doen, kyk wat kan ek doen om dit te verander. Hoeveel van ons gaan op ons knieë en sê, Here, help. Is iets verkeerd? Something is going wrong. Ja, goed gebeur in ons lewe. Daar gaan op 'n daaglikse basis ietsie verkeerd. Maar as jy sien dat luister, dit raak nou regtig. My finansies is besig om swaar te kry. My huwelik is besig om swaar te kry. My kinders se verhouding met my is besig om swaar te kry. My gesondheid trek swaar. Dan moet daar begin rooi liggies aangaan. Dan moet jy begin dink, wag 'n bietjie, hier's iets in die gang, ek moet begin ernstig bid hieroor. Ons gaan kyk na Job, dis die 4 goed wat ek nou genoem het, wat in met Job gebeur het. Dis waar my aangeval is. So julle, ons moet regtig begin besef, dat aan die einde van die dag, is daar 'n verskil tussen 'n geestelike aanval en net 'n daaglikse teenslag. Maar as dinge begin, as jy begin sien, jou finansies begin nou swaar kry, of jou gesondheid trek swaar, dan moet jy begin reg bid. Jy moet nie, ja, ons moet dokter toe gaan. Ek sê nie, jy moet nie dokter toe gaan. Ek sê nie, jy moet probeer om 'n plan te maak, maar gaan eers gaan vra vir die Here, en dan doen jy wat jy kan. Maar moenie op net weer op die dag uittrans as 'n fetiese manie tannie wat ons koop jare terug nie. En as jy klaar die Here gebruik het, dan sit jy hom terug in die kas. Hier is nie 'n fetiese manies persoon by die bed, kas het gehaal doen. Jy sien, gebed bring ons in lyn met God se hart.
Dit stel ons in staat om standvastig te bly in die swaarste tye van ons lewe. Hoe baie van ons is besig? Partykeer is dit swaar gaan, voel ons sommer net, ek sien ons lus om dit te doen. Jy sien, want Paulus skryf direk na hy gepraat het van die wapenrusting. Skryf hy in vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. So hierdie wapenrusting, hierdie woord, die volgende ding is gebed. Hy sê vir jou, hy gee vir jou orde. Hy gee vir jou die volgende ding is gebed. So gebed is belangrik. En dis hoekom ek oor preek in hierdie woord. Jy sien grammaties wat hier geskryf is, verbind daai vers, die wapenrusting en gebed aan mekaar. Gebed is nie 'n deel van die wapenrusting nie. Dis 'n geestelike bron van krag. Dit is 'n krag wat 'n soldaat, wat ek en jy is, in staat stel om staande te bly. Om die stryd te voer wat ons elke dag moet voer. Die aanvalle wat ons elke dag in die gesig staar, moet ons elke dag kan staande laat bly en ons krag gee om dit te kan doen, want ons doen dit op ons knieë. Jy sien, as daar nie gebed is, is hierdie wapenrusting eintlik heeltemal nutteloos. Hy is nutteloos. Want ons het nie die krag om hom aan te trek nie. Ons het nie die krag om hom te gebruik nie. Ons het nie die krag om die vyand te weerstaan nie. Baie Bybelse leringe sê dat amper dat gebed is naas die swaard die belangrikste wapen wat ons kan hê. En dan baie van hulle sê ook dat geestelike oorlogvoering gaan oor die aanval van die vyand. Paulus sê vir ons, niks van ons moet aanval. Hy sê ons moet staande bly. Ons moet staande bly. God het klaar aangeval. Jesus het klaar oorwinning bereik. Ons hoef nie meer aan te val nie. Ons moet net staande bly teen hierdie aanvalle van die vyand. Want hy val ons aan. Hy is die aanklaer, nie ons. Jy sien, ons hoef nie elke dag te loop en demone te konfronteer. Ons moet weet wat daar buite aan die gang is. Ons moet ons vyand ken. Maar ons moet meer fokus om staande te bly, as om te gaan soek na goed wat regtig nie belangrik is. Ons moet net weet wie is ons vyand. Ons moet hom kan herken. Jy sien, want ons gaan so baie fokus op wat die vyand is, en wie die vyand is, en hoeveel krag die vyand het, dat ons vergeet wie is God. Dat ons vergeet hoeveel krag het God. En wat het ons gegee om waarop ons moet fokus? Ons moet net stewig bly staan in die evangelie. Dis waar ons moet ons fokus lê. Dis waar ons moet konsentreer. Dit is dan wanneer ons die swaard effektief kan begin gebruik. Jy weet, dit is regtig so baie goed wat die leringe kom in ons lewens en goed waarop ons fokus en dan is dit amper asof aandag weggevoer word. Maar goed, en ons almal is skuldig aan gelyk. Dis 'n daaglikse lewe, ons raak besig, ons word gesidetrack, ons dink nie eers daaraan nie, dan dink ons na die tyd. Joh, weet wat, nou herken ek hierdie ding. Dis normaal. Moenie jouself kastei daaroor nie. Maar as jy besef jy doen dit, onmiddellik korrigeer, maak reg. Want in elke oorlog, elke geveg, is daar 'n opening. Daar's oralste 'n opening. Daar's nie een ou wat nie seer kry in 'n geveg, in 'n vuisgeveg, 'n close combat. As jy nou daar staan en skiet op mekaar van 'n distansie af, is die kans dat jy daar geskiet gaan word baie minder. Maar as jy hier naby mekaar is, gaan iemand regtig raak geskiet. Ons moet onthou dat biddende Christene is kragtige Christene.
Christen wat nie bid, is kragteloos. Hy het nie die energievlakke om te veg nie. Jy sien, gebed is so noodsaaklik in ons Christelike oorlogvoering, want ons moet die hele tyd in 'n geestelike sfeer beweeg. Ons kan nie hier beweeg op aarde nie. Dis daar waar ons moet beweeg as gelowiges. Jy sien, die Satan het 'n baie groot voordeel oor Christene wat slaap, as wat hy het teenoor ons. Want hy sif ons. Die woord sê dit. Ons moet, dis tyd dat ons as gelowiges uit ons sluimering wakker word. Dis tyd dat ons as gelowiges wakker word en ons geestelike gesag begin opneem. Gebed is nie ons laaste uitweg. Dis ons eerste uitweg. Dit moet ons eerste reaksie wees. As iets verkeerd gaan in ons lewe, op jou knieë, bid. Dis jou heel eerste ding wat jy moet doen. Die woord sê op ons in Markus 14 vers 38, waak en bid, dat julle nie verskoon kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Wanneer gebruik ons gebed? Wanneer ons versoek word. Jy weet, Jesus het gesê, waak en bid, sodat jy nie verskoon kom nie. Ek het nou eers gesê, ek herhaal dit. Wanneer jy voel jy word deur sonde versoek, verkeerde gedagtes, woede, bitterheid, vrees. Wanneer jy besluite gemaak, wanneer daar probleme is by jou werk, in jou huwelik, jy moet al daai goed, moet jy die hele tyd 'n gebed opdra, jou finansies, bedieningsbesluite. Jy sien, as ons bid, kry ons God se wysheid. Hy praat wel met ons, en elkeen op sy eie manier. Het sy die woord, het sy persoonlik, het sy in gedrome, hoe het ook al mag sy. Elkeen kan die woord van die stem van God hoor. Jy weet, ek wil amper dit sê, en ek sê dit baie respek, gebed is ons met direkte kommunikasielyn te hê met hoofkantoor. Ons het 'n direkte kommunikasielyn met hoofkantoor. So ons het nie nodig, of ons het nie 'n verskoning, te sê ons kan nie bid. Ek gaan begin afsluit. Dan is daar onderskeiding en wysheid. Nog een van ons wapens. Jy weet, nie elke, het ek nou gesê, nie elke ding wat verkeerd gaan of uitdaging is bloot te aanvang. En daarom het ons ook goddelike onderskeiding nodig. Ons het nodig om te onderskei, wanneer is dit 'n aanvang, en wanneer is dit iets wat in ons lewe gebeur. Ons moet die Here vra om ons geestelike oë te open, om die ware aard van 'n situasie te verstaan, waarin ons self ons geestelike wysheid help ons om die verskil tussen 'n reaksie van die vlees en 'n reaksie van die gees, of van die geestesriem, te kan onderskei. Dit wat in die vlees gebeur, dit wat in die geestesriem gebeur, ons moet weet wat een is wat nie. Ietsie waarna ons kan kyk om miskien te help. Die vlees reageer met woede, trots, selfverdediging. Die gees reageer met waarheid, liefde, nederigheid, gehoorsaamheid aan God. Wanneer ons God se waarheid soek, kan ons uitdagings op 'n manier hanteer wat hom verheerlik en geestelike oorwinning kan bring. So julle het dit gebed, dink ek is een van die goed wat ek die meeste en die langste oor navorsing gedoen het, wat my die meeste informasie gegee het. En ek dink dit is die ding wat die meeste by ons afgeskeep word. Want ons sit nie meer. Ons nood, ons te bid hier in die week,
Maar dan sê die pastoor wat praat. Hoeveel mense, en ek praat nou miskien met uit onkunde uit, maar word daar regtig nog gebid tussen mense? Of is dit net een persoon op? Of is daar 'n tyd waar mense deurnag bid, soos hulle gedoen het in die verlede? Bid mense soos wat John G. Lake toe hulle die AGS geplant het, of die geloofssending, het hulle nie opgehou bid, nie voordat iemand gesond is of gesterf het. Ons bid 1 of 2 keer vir iemand en los ons dit. Ons bid 1 of 2 keer en ons hou op om te bid. Maar die woord sê vir jou, moenie ophou bid. Nie totdat jy 'n deurbraak gekry het. Maar ons het nou hierdie nuwe ding en ja, weet wat, jy moenie kom met 'n shoppinglys nie. Jy kan nie elke keer begin. Dan los ons dit. Jy sien, dis 'n verkeerde lering. In my hart voel ek, dis 'n verkeerde lering. Ja, ek glo ook, ons bid en dan begin ons dankie sê. Here, dankie dat U besig is met dit. Dankie dat U besig is om met my kinders te werk. Dankie dat U besig is om my situasie te werk, want dit bevestig jou geloof. As jy sê dankie, dit beteken, dit sê vir my dat jy roep iets aan wat nie bestaan as wat wel bestaan, Hebreërs 11 vers 1. Dit is vir ons belangrik. Maar die duiwel besig om tot ons geloof, tot ons bedieningsveld te betree en te gerip. Dis amper soos in die Tweede Wêreldoorlog of in die Koue Oorlog het hulle al hierdie double agents gehad. Hy gebruik tot die predikers om double agents te word. Een vir hom en een vir God. Verstaan, met 2 bene. 2 koninkryk. Ons moet in 1 koninkryk sien. Die Here sê vir dankie vir hierdie leer. Here, dankie vir U woord. Dankie vir hierdie affirmasie. Dankie dat U ons leer dat aan die einde van die dag, Here, U woord staan en is waar. U het vandag vir ons gewys waar val ons tekort. Hoe kom die duiwel ons kan platslaan? Hoe kom die duiwel ons op ons knieë kan bring? En ons voel ons kan nie meer nie. Here, ons bid nie. Ons bid nie genoeg nie. Here, ek bid net vandag. Ek vra dat leer ons, help ons weer te kan bid. Help ons, leer ons om kragtig U woord te kan gebruik om in hierdie oorlogvoering waarmee ons besig is te gebruik. Help ons om tyd te maak. Ja, ons is nodig. Ons is besig om te val. Ons is besig om te val. Gee ons die krag. Gee ons die vermoë om op te staan, Vader. Om terug te veg, om staande te bly in hierdie geestelike oorlog. Ons bid dit in Jesus naam.